Nou ek het al baie keer gesê, dis nie my werk om mense te oortuig nie. Maar weet jy wat, dit is my hartseer om te sien hoe dat mense blindelings sekere stellings, sekere teologiese uitsprake, sekere dogma volg, sonder om vir hulle self te dink, né? Ag, maar dit kom al van die Romeinse tyd af. En dis hoekom ek wil net vir mense goed daar stel en sê, dink vir jouself, maar ek wil jou vra, raak logies, dink logies, en jy het nie nodig om elke ding te vat, wat vir jou, al maak het nie sin nie, dat jy het moet vat, want dit is in jou keel afgedruk nie. Nou, julle kan nou vir julle self dink, hoeveel teestand het ek gekry na die verhaal van die verlore seun, toe ek gesê het, almal is deel van die bron, almal is deel van die familie. Ja, ons maak verkeerde keuses, en ons sal hier en nou die gevolge van daai verkeerde keuses dra. Ons verkeerde keuses, dit waardeur ons gaan, daai negativiteit, verander niks aan jou status voor die Vader nie, verander niks van sy opinie oor jou nie. Hy het klaar die opinie uitgespreek as gevolg van die eenmalige afgehandelde werk van die versoening, né? Maar dit word nie so aan ons verkondig nie. Dis hoekom ek wil 'n teks vir julle lees en dan wil ek 'n radikale stelling daar maak, né? Nou kom ek lees gou Romeine 4 vers 25. Dan sê hy is oorgelewer ter wille van ons misdade. Hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Nou daai woordjie ter wille van is verkeerd vertaal. In die Grieks en die oorspronklik staan daar duidelik. Hy is as gevolg van die misdade is hy oorgelewer. Nou my jette, jy het nie rocket science nodig om te sê, dit maak sin nie. Daar moes eers misdade gewees het vir hom om oorgelewer te word, né? Met ander woorde, terwille van die misdade is hy oorgelewer. Nou dieselfde vir die regverdigmaking. Hy kon nie opgewek word voordat die regverdigmaking van die mensdom afgehandel is. So met ander woorde, die mensdom moes eers 100% regverdig verklaar word, die prys ten volle betaal word, dan kon hy opgewek wees. Dis presies wat daai teks sê, maar dit is nie so vertaal nie, né? Want dit haal die mag van die manipulasie uit. Want nou sê ons, elke persoon, al jag hy wat so ons is regverdig voor God. En sê, nou kom hulle, dan sê hulle, maar ons moet die mense waarsku van na sy hel. Nou ons gaan definitief van die Dawid kom na die hel kyk. Maar ek wil hierdie rowwe stelling maak. As jy hierdie teks verstaan, en daar's baie tekste, as jy dit in die Grieks die oorspronklik lees, wat wys, dis eenmalig afgehandel, en dit is al wat God sien wat hy aan dink, niks in die vlees kan sy opinie verander, niks kan sy optrede teenoor ons